Hier is die vatplek vir die vyand. Want dit wat ons die lekkerste doen om U te prys en te worship, Here, wil hy vanoggend ook kom sien. Ek bestraf dit in die naam van Jesus. Want Here, ek wat 'n gesalfde van U is, Here, U het my die autoriteit gegee om te kan spreek in die naam, Here. En wanneer ons kan spreek in die naam, Here, wanneer ons kan bid in die naam, wanneer ons kan sing in die naam, Here Jesus, sal daar iets gebreek word. Sal daar iets gebeur. And Lord, the closer that we came to you, the more the chains will break. Hoe nader as ons aan U begin, Here, hoe meer ons U worship, hoe meer ons in beweeg, Here, sal daar niks kan gebeur van stiefstal nie, Here, want Vader, so, oh, halleluja, rabasharabapapapakunda, rabasatarianda. Because I want to rejoice in you, Lord. Want ons het nog steeds iets om oor bly te wees, Here. Ons het nog steeds U liefde. Ons het nog steeds U genade, Here. Hulle kan dit nie by ons steel nie, Here. Amen. Dit wat in my hart is, Here, kan hulle nie aanraak nie. Amen. En hulle kan draai net wat hulle wil, Here. Want U liefde is meer as 100,000 rand werd. Amen, Jesus. Oh, Father, I can just lift up my hands and say, Lord, I want to worship you. Amen. And when I worship you, Lord, something is happening inside me. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Koning Jesus. Net daar by jy sit, net daar by jy sit. Ek weet ons het al gebid, maar bid net weer, Here, breek hier die gees van doodheid, Here, bring in die joy van Jesus, Here, bring in die lewende water van Jesus, Here, bring in die vloei van die riviere van lewende water, bring in die fonteine van lewende water, Here, vervang dit, Here Jesus, want Here, U het al reeds die dood oorwin, U het al reeds in die graf uit opgestaan, U het al reeds na die Vader gegaan om vir ons voor te berei. So is it something to be rejoiced. Ons het iets om te rejoice, Here. Tensy, Here, ons die dood gekies het. Tensy ons gesê het, Here, ons wil U verruil vir die dood. Maar U is die lewe, Here. U is die lig, Here. Halleluja. Amen. Rabashara rabababababakuanda, endora satarianda rabasakatarianda, endarababababakianda, onda rabasakarianda rabakusha, onda riatututurukushara bababa. Worship, Lord, worship. Amen. Yes, Lord, yes. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Hallelujah. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Hallelujah. 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 Rabba shara papa papa wanda. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, hallelujah. Kashara papa papa wanda. Endoro soto papa papa kieta. Worship, Lord. Worship, worship. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Hallelujah. Oh, Here. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Koning. Hallelujah. 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 Dankie, Here. Dankie, Here. Yes, Lord. Yes, yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord, yes. Hallelujah.
Halleluja, karabasundara bababakianda. Endoro sotorianda rabashara bababakuanda. Yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah. Rabakuanda rabasandarianda rosotoriaku. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, worship. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Woo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Here. Thank you, Here. Thank you, Here. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Karabashikutoro bababakienda. Ondarabasandariendo sotriandi. Yotarababasikienda rabasuturushikienda. Yes, Lord. Yes. Dat die geest zal werken. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you. Amen. 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 God is good. All the time. Amen. Mag ik jullie iets vragen? Hoeveel tijd heb je nou vanochtend gemors aan doodheid? Amen. En te vergeet om die Here te verheerlik. Halleluja. En almal wat nou weet wat gebeur het en alle dergelike dinge. En toe jou julle my bel 5:30 die oggend en ek sê ek is op pad. Dis al net een lied in my hart. Ja, die Alpha, die Omega. Hy is die grootheid. En ek dank God, hulle het hierdie mense van my seer gemaak. Ons is so bevoorreg. Ons verwelkom vir Apie en Chantay. Hulle begin vir die 1 Junie vir die kerk te werk. Ons dank die Here daarvoor. Dat hulle ook hierso kan wees saam met ons. Julle het op Facebook gesien. Amen. Ek en Juliette is in 'n verhouding. Ek weet nou nog nie wat spyt is nie. En sy het my gedwing. Ek glo. En ek het sommer gedink aan die Amanda, jy weet ek dink toe so aan die verlore seun. Wat so eie wysig was. En vir sy pa gesê, gee jy net my goed vir my want ek wil nou loop. En sy pa het die goed gegee en hy het net geloop. Hierdie is op my eie woorde. En hy het sy goed gevat en hy het geloop en hy is weg. En wat het hy gaan doen? Hy het gaan tyd vermors in die wêreldse dinge in plaas van om tyd saam met God te spandeer. Amen. Hy het tyd vermors om in die wêreldse dinge te gaan belangstel in plaas daarvan, hy moes eers werklik daar en daardie varkkop, daardie rabbies bin gekom het en goed en gesê tot hy gesê, Tannie Amanda, ek is jammer. Ek is jammer. En as ek kyk na vanoggend hoe ons toegelaat het, van ons toegelaat het, dat die gees van God doodheid oor ons is, dat ons toelaat dat die vyand kom, dan dink ek, kan ek die anderse dink, as aan die verlore seun nie. Hoekom wil ons tyd vermors aan die wêreldse dinge, aan die doodse dinge, as ons tyd kan spandeer aan die lewe van Jesus? En om in die tyd van Jesus in te beweeg, is een van die beste dinge wat met jou kan gebeur. Is om te glorify, Tannie Amanda, ons hande omhoog te gooi en te sê, Lord, I want to worship you, worship you. Halleluja. Weet jy, ek het sy gepraat het. Toe vraag ek aan dieselfde vraag. Weet jy hoeveel tyd het ons vermors? Ek het niks verkeerd gedoen. Ek is heilig. En ons vermors tyd met God ook.
Daardie tyd wat jy werklik in sy teenwoordigheid kan inskuif, want wanneer ons in daai teenwoordigheid kan kom, mense, ek wil gou vandag vir julle iets vertel, dis ek moenie net in my teenwoordigheid inskuif binne my wording by my werk nie, of wanneer dan net my bel, 6:30 in die oggend en ek en sy begin bid nie, jy het nodig om elke sekonde van die dag in sy teenwoordigheid te wees, want dit is wanneer die vyand nie oor jou kan heers nie. Amen. Hy kan nie, hy kan niks by jou vat nie. Hy het gedink, hy kwyt vir ons. Hy het gedink, ek gaan julle gou wys, ek sny julle kele af. Ek maak julle stemme stil. En hy het toe gemisluk. Halleluja. Amen. Hy het nie die reg om dit te doen nie. Amen. En ek weet nie van jou nie, maar hy gaan nie die vatplek op my kry om dit te doen nie. Because I won't allow it. Yes. Amen. I won't allow it. He won't touch me. Amen. He won't touch me. Amen. En ek gaan nou vandag my en haar as 'n voorbeeld gebruik. Hoor net gou wat ek vir julle sê. Die vyand probeer deur haar hiernatoe kom. Deur haar om die chi dat die chi hier kan kom om jou distrek te kry van die woord van God. Amen. Amen. Dis die reine waarheid. En waar kom die blokkade? En sy sê, "Hokkai, jy kom nie tot by my nie." En ek kan sê, "Hokkai, jy kom ook nie tot by my nie." Amen. Maar wat laat ons toe? Kom ons lees gou Efesiërs 5. Ephesians 5. Halleluja. Kom ons lees af van vers 14. Vers 14. Vers 14. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jy weet, hierdie hele week, ek wil gou vir julle vertel, die hele week is die aanvalle so, dat hy jou nie wil hê jy moet konsentreer op wat God vir jou sê nie. En ek sê nou vandag vir jou, dis nie net ek nie. Hy doen dit nie net met my nie, hy doen dit met elkeen van ons. Amen. Met elkeen van ons. En dit is daar waar ons wil wil, wat ons moet kan opstaan en bestraf in die naam van Jesus. En wanneer jy bestraf, moet jy kan bedoel wat jy sê. Jy moet dit met autoriteit sê. Jy moet nie hakkel nie. Want as jy net eers dan sê ek het jou. Ek het jou. Kom lees gou so. Vers 14. Daarom sê hy, hoor mooi, ontwaak jy wat slaap. Staan op uit die dode. En Christus sal sy lig afsit. Amen. Sien, hy gaan sy lig afsit vir jou. Ek sal môreoggend sal ek en jy oor hierdie een gesels. Ek sal jou goed bedraad bring. Maar hy sê dan vers 14, hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap. Amen. En hy sê, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Nou my boetie, my sussie, dit wat jy toelaat vanoggend om te slaap, want jy is nog steeds in hierdie dode. Die woord van God sê, ek en jy moet ontwaak. Die woord van God sê, ons moet opstaan uit hierdie dode, want my God leef. Hy is nie meer in die graf nie, hy is nie dood nie, hy het gaan slaap. En toe hy opgestaan het, hy maak 'n belofte, sal hy oor jou skyn. En wanneer God oor jou skyn, kan die vyand nie naby jou kom nie. Wanneer God oor jou gedenke kom, kan die vyand se denke nie hier kom nie. Jy kan nie toelaat dat hy nader kom nie. So ek hierdie vers sien, toe sê ek vir myself, Here, so hoeveel keer gaan slaap ek hier in die dode nie? Want as ek in daai dode gekom het, kan die vyand met my maak wat ek wil. Toe Peter Johnny, jou donderdag tyd toe hy spandeer en hulle voel so skuldig en hulle voel so sleg. Ek sê die kinders, wow, dit is nie julle nie. Ja maar papi,
Hulle het 2 jaar terug gesê, ek sê, wow! Dis die verlede tyd, ons leef nie in die verlede nie. Ons leef nou in die hede saam met Jesus. Amen. Ons het net in 'n gemaksone ingeskuif. En toe ons in die gemaksone inskuif, toe val die vyand ons aan. En daardie gemaksone is toe ons aan die slaap geraak het en daardie dode ingeskuif het. Ons het nie toegelaat dat God oor ons ging. Because we think we are untouchable. Jy is net untouchable as God werklik in jou skyn. En daarom het ek gesê, en ek het hier geloop donderdag, en ek het die woord van God gespreek hierso, en ek het die vyand se werke gebind, en ek het hom gesê, jy het geen vatting op hierdie bediening. Amen. In die naam van Jesus. Vers 15. Pas dan op, dat julle nou gesed wandel, nie as ons onwys is nie, maar as wyse. Amen. Amen. Halleluja. Hoor wat ek sê? Pas op, dan op dat julle nou gesed wandel, met God, maar op wysheid. Nie onwysheid nie. En ek vra so baie vir die Here, Here gee vir my net 'n nuwe insig, nuwe kennis, nuwe wysheid. Ek soek dit. Ek soek 'n vernuwing van Christus in my. Ek soek geheel en alle vernuwing. Ek wil hê die mense moet sê, "Wow, kyk daai man. Dit is wat God gedoen het." Want die wêreld, die vyand kan dit nie doen nie. Maar as ek onwys gaan wandel, hoe gaan dit dan lyk? Ek kan ook sê ek is 'n kind van God. Ek kan ook sê ek wandel met God, maar hoe wandel ek? Wandel ek onwys of wandel ek wys? En daardie vrug van jou, dit is hy wat gaan wys. Toe ek nou 'n program gedoen het vir die TV of die radio, toe praat ek oor daai boom wat geplant is by die water, wat die hele tyd sy blare verwelk nie, en sy vrug draai op sy regte tyd. En ek sê, Here, maar dit is wat ek wil hê, U met my moet doen, dat daardie vrug van my vrugbaar is. En ek kan nie vrugbaar wees as jy nou gesê met God wandel op 'n wyse manier. En dit is so moeilik. Hoor net wat ek sê. Dis nie maklik nie, maar is moontlik. Want jy sien, ons word maklik gedistrek. Ons word maklik gedistrek. En wanneer ons toelaat om gedistrek te raak, is van die onwysheid intree. En dit is wat, hoe sê hulle, wat die hart van vol is, loop nie, mond van oor. Wat die denke van vol is, hoe sê, wat sê attitude? What you think is what you say is what you do. Well, let's get our attitude for God, not for the world. Laat ons attitude soos God se sal wees. Vers 16, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Wat se tyd gaan jy uitkoop? Die woord waarsku ons, omdat die dae boos is. Dit is wat nou gebeur in ons lewens hierso. Gaan kyk maar hoe boos is hierdie wêreld. As ek net dink aan ons uitreik wat ons gehad het, saam met pastoor Bart Hele, as ek net dink aan daai mense wat daar op die straat het, boosheid uit die beste, grootste rak, die boonste rak, as jy regte woord. Boosheid uit die boonste rak uit. So wat se tyd moet ek en jy werklik uitkoop? Hy sê, koop die tyd uit. Wat koop ek en jy uit? Koop ons sy teenwoordigheid uit? Koop ons hy vervulling uit? Vra ons om, Here, lei U ons? Here, vernuwe my denke. Here, ek wil die tyd uitkoop om in U teenwoordigheid in te kom. Ek wil julle, ek wil jou vandag uitdaag. Wat moet jy nie jou lavatory gaan toesluit? Nee. Dat sonder jy net af vir 'n halfuur. Maar in sy teenwoordigheid. En jy sê met my Amanda, hoor jy gaan speel jy daar op die treinspoor of gaan help jy vir Martin met die trekker. Sy reg maak. OK. Laat sy die ploeg werk doen. Jy gaan dit nie nou doen nie.
Want ek weet sy wil die werk nie, want ons kry nie meer koeksusters en sulke goed nie. Dankie broer. Nou dan vat jy oom Willem. En jy gaan sluit jou die laboratory toe. Vir 'n halfuur, dis al. Hoor net wat ek sê. In sy teenwoordigheid. Ek beloof vir jou, jy wil nie daar uitkom. En dit is die tyd, soek die tyd uit. Dis daai tyd wat jy moet gaan uitsoek. Om intiem met hom te verkeer. Om intiem met hom te kan verkeer. En dis die lekkerste tyd wat jy kan uitkoop. Dis, jy vergeet van die boosheid wat om jou is. Jy vergeet wat dit in die wêreld is. Oom Willem, jy gaan nie eens mis om op daai lande te gaan werk nie. Want jy's klaar besig om te oes, daar binne in die laboratory. Amen. Terwyl jy daar sit en die Here se naam groot maak, oom Willem. Dan is jy besig om te oes op daai land. En sê jy vir Martin, kom ek wys jou hoe oes ek, hoor, meer as wat jy kan oes. Halleluja. Amen. Dit is wat Jesus wil hê. Dit is wat Jesus wil hê. En ek wil vandag vir jou sê, gemeente, hoe meer tyd jy met God gaan uitkoop, hoe ryker gaan jy raak in die met Jesus Christus. Materialisme kan dit nie vir jou gee nie, maar my God sê, koop my tyd met my uit, en ek gaan vir jou wys, wat sê Matteus 6:33, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hy sal byvoeg. So hy sê vir jou, koop die tyd uit. I want to give it to you. Hy sê vers 17. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie. Ons verloor so vinnig moed. Regtig. Ons verloor so vinnig moed. Ons raak meer onverstandiger as wat ons ooit gedink het. Hy sê, maar verstaan wat die wil van die Here is. 'n moeilike een. Het dit al vir julle gesê? Sal ek weer vir julle sê. En ek gaan dit weer 'n keer sê, dit gaan nog baie gesê raak in die gemeente. Die teks wat vir my die moeilikste in hierdie woord van God is om uit te leef, is Sagaria 4 vers 6. Nie deur krag en geweld nie, maar deur sy gees. Hy sê die woord verder, wees stil en weet ek is jou God. Is dit maklik? Die onverstandig wees. Hoe moeilik is dit? Ek voel op partykeer nie wil kwaad raak, ek voel op nie wil partykeer ruk en plik. Ek voel op partykeer, ek wil daai laaste uppercut inkry. Vanaal as sy my so sleg sê, dan wil ek vas sê, kom ek gee jou net so een wat jou tande bloei, dan sê ek, nee, ek gaan vir krokkie, al krokkies hulle doen. Nie ek nie. Is daai onverstandigheid wanneer ek en jy nie kan stil wees en luister wanneer God praat nie, want hy het net in die vorige teks gesê, het hy vir my gesê, koop sy tyd uit. Amen. En is dieselfde met Sagaria 4 vers 6, wie nie deur krag en geweld nie, maar deur sy gees. Krag en geweld is onverstandigheid. Want jy sê, ek wil jou wys, ek kan dit doen, ek wil dit doen. Waarom gebeur dinge in ons lewens wat ons nie verstaan nie? En ons verstaan dit nie, want ons laat toe. Ons laat dit toe. Dan kom ek by hy teks uit van, my volk gaan ten gronde, deur die gebrek aan kennis. Kom ons stop net nie daar nie, asseblief. Want hulle het sy woord verwerp. Ons leef nie sy woord. Ons pas die woord aan om by ons lewe aan te pas. Ons pas daardie woord toe, soos wat ons het wil hê, nie soos wat God sê ons het moet doen. En hy sê vir my en vir jou, hy sê, en dit wil, dis, verstaan nie, die wil van die Here is. Wat is God se wil in jou lewe? En as ons nou hier gekom het en ons het gevloek en geskel en ons het 'n kere gegaan,
oor hierdie goed wat gesteel is, so goed. Dis aardse goed. My God kan neem en my God kan byvoeg. Amen. Wie sê vir jou, hy het nie vir ons dubbele maat, triple maat, klanktoerusting wat hy vir ons wil gee nie. Amen. Wie sê vir jou, hy wil nie vir ons 'n band gee hier, wat skrik vir niks nie, maar ons toerusting, was nie gekoop vir dit nie. Amen. Toe sê hy, kom ek skenk dit gou vir iemand, en ek gaan vir jou sê, en ek gaan vir jou iets beter gee. Amen. Daarom moet ek besluit, daar gaan die klank gekoop raak. Daarom moet ek besluit, ons gaan nie klank koop nie. Want my God sal vir ons byvoeg. Amen. My God gaan voorsien. My God gaan vir ons sê, ek het vir julle 'n nuwe band. Ek gaan vir julle 'n nuwe equipment gee. Hierdie plek gaan rock met lofpryse. Halleluja. En dan binne, dit is wat my God is. Maar ons kan dit nie doen as ons gaan tyd uitkoop met hom. As ons verstandig gaan wees en in sy wil gaan beweeg. Want die woord sê, dit is die wil van die Here. Halleluja. Maar nou kom die lekkerste gedeelte. Lees net vers 18. Lees net vers 18. Liefie, wat sê hulle daar? Okay, lees weer. Ja, jy moet lees. Okay, stop maar, lees dit weer. Okay, ek wil net 1 minuut inneem, want jy mag nie drink nie. Prys die Here. Hy sê, moenie. Halleluja, halleluja, halleluja. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Amen. Halleluja. Hy sê, maar word met die Gees vervul. Halleluja. Nou wat moet jy? Wanneer laas was jy drank met die Heilige Gees? Wanneer laas het jy toegelaat dat die Gees van God in jou werk? Wanneer laas het jy hier gejaboela en gesê, dit is wat ek wil doen. Ek wil in sy wil beweeg. Ek wil saam met hom beweeg. En ek is nie losbandig nie, maar ek is bandig saam met die Heilige Gees. Halleluja. Amen. Dis wat hy sê. En daarom sê ek so baie kere, dit begrafnis en al goed. As jy, hoe is die regte woord kry? Nie sympathie nie. Vertroosting. Kry jy dit by God. Dan sê ek vir die mense, jy kry dit nie in die bottel nie. Want baie mense dink as ek die bottel vat, dan gaan hy my vertroos. Baie mense dink as hy depressie. Hulle drink uit pille. Hulle word genees, hulle word nie genees. Want daai pil onderdruk jou gevoelens. En as die pil uitgewerk is, then you back to reality. Dis presies dieselfde met drank. Presies dieselfde met drank. Presies dieselfde met dwelms. Daarom sê ek vir jou, moenie losbandig wees nie. Moenie dronk word van wyn nie. Want dit kom losbandigheid. Losbandigheid kan baie dinge beteken. Jou mond, jou tong kan groter losbandigheid wees as enigiets anders. Want dit kan lelike skade werk. Jou tong. Hy sê maar word vervul met die Gees. Wat laat jy toe dat die Heilige Gees in jou werk? Het jy al gedink as jy hier gekom het? Ek het jy al hierdie storie op vertel toe ek trokke gehad het. Julle almal weet van my trokke wat ek gehad het. Toe ek 'n tanker gehad het. Toe ek my tanker gerol. 3.8 miljoen rand. En toe ek daar by hy trok gekom het, dit was die eerste breekdeel wat sou my nooit saam met my gery het. En toe ek daar kom en hy lê uit mekaar uit en alles, die drywer is in die hospitaal. Ek kon net die Here loof en prys. Hy van die breekdeel sê, hoe meneer, hoe die help kry? Ek sê, do you know God? If you don't know him, that's why you can say that. I know God. My God is groter as 3.8 miljoen rand. Dan sit jy nog die vragte wat jy verloor het, want onthou, die insurance vat so 6 maande om uit te betaal. Na die raad van ondersoeking.
Hoeveel verloor jy? Maar my God sê, wees vervul. Maar word in die gees van God vervul. En wanneer jy met daai gees van God vervul is, kan die vyand jou nie benader. Hy kan nie, want jy laat hom nie toe nie. Hoe kan, as jy so gevul is met die gees van God, waar is daar plek vir die vyand? Is dit verkeerd? Wys my gou, as jy werklik gevul is met die Heilige Gees, met die Gees van God wat in jou woon, en jy spreek hom, jy leef hom, waar is daar plek vir hom in jou lewe? Vers 19. Spreek onder mekaar met psalms, lofgesange, geestelike liedere, sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Doen ek en jy dit? Het jy geweet, hierdie is die wenresep om jou vyand te oorwin? Het jy geweet dat hierdie resep, wanneer ons met mekaar psalms spreek, wanneer ons begin met mekaar aanspreek by die woord van God, die vyand kan nie by jou vatplek kry nie. Hy sê, met lofgesange, geestelike liedere, sing hulle. Amen. En wanneer hulle binnekant jou is, en wanneer jy het kan toepas op jou lewe, wanneer ek vir Norman so kan bedien, of vir Annette, of vir Paul, of wie ook al, en hulle bedien my terug, is daar nie plek vir die vyand om vyand te doen. Dan as ons almal dit doen, is daar nie plek vir die vyand om in hierdie tent van ware aanbidding in te kom. Yes. Nie is op die grondgebied nie. Daarom het ek volgens van net gesê, laat ons uitbeweeg en gaan bid. Laat hulle weet wat gebeur op hierdie gronde. Laat hulle weet, hulle kan nie nader kom as hy draad nie. Laat hulle weet, die gerub staan gereed. Laat hulle weet, Psalm 91 is reeds teenwoordig. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. So kom ek en jy begin spreek. Kom ek en jy bemoedig mekaar met geestelike liedere. Kom ons bemoedig mekaar met lofgesange, met psalms sing in julle harte en die eer tot eer van die Here, nie oor jouself. As jy mooi kan sing, sing vir God. As jy lelik kan sing en vals sing, sing vir God. Amen. Want jy kan nooit vals wees by God nie. Jy kan nie 'n nood misvat nie, man. Hy geniet dit. Ek het eendag 'n begrafnis gedoen. Hier in Pretoria Noord, eenheidsbegrafnis. Toe kom ek al in en daar sit so 'n tannietjie met so 'n hoë geel. So oud tannietjie. Sy klap die klavier. Ek kom maar, ek stel myself voor en sy sê vir my, pastoor, kom ek en jy vat gou die noot op hierdie twee liedere wat ons gesing. Ek sê, ekskuus tannie. Sê jy nie, ek gaan speel en vat jy nie die noot, wat jy kan sien of die regte noot is. Ek sê, tannie man, ek kan nie eens sing nie. Sê, pastoor, laat ek nou vandag vir jou vertel, God sal nooit iemand agter daai kansel sit, wat hom nie kan loof en kan prys nie. So pastoor, vat die noot. Amen. Nou ek wil vandag vir jou sê, vat die noot vir Jesus. Begin te sing, begin om te loof, begin om te prys. En toe sê jy sien, toe speel ek saam met dat tromme. Sê, pastoor, ek nie weet jy kan so lieg, ek sê, maar dis ook nog 'n pastoor is. Prys die. Maar dis wat God wil hê, mense. God wil hê ons moet sy naam groot maak. Dit is die manier wat ons die vyand kan verdryf. Dis die manier wat ons die vyand wegjaag. Met sy prys en worship. Hy kan nie in daai teenwoordigheid inskuif nie. Maar ons doen dit met ons denke. Ons doen dit met ons denke. Vers 20. Terwyl julle God, die Vader, altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus. Terwyl julle God, die Vader, altyd vir alles dank. Ek het hom gedank vir die ingebreek. Ek kry 'n boodskap van Petrus sê,
Pastoor, ek is jammer oor julle verlies. Maar ek wil net vir pastoor sê, die woord van God sê, bid vir jou vyande, spreek 'n seën oor my. Ek sê, sis Jan, ken jy my sleg, want dis al wat ek kan doen. Want ek soek self my seën. Ek kan hom nie steel. Dit is wat ek en jy moet doen. Daarom sê die Here, dank hom in alles. Ek en jy moet hom dank vir dit wat in jou lewe gebeur. Daar's 'n rede wat jy toegelaat het dat dit gebeur. Dank vir God daarmee, sodat hy jou kan uitlig, sodat jy na hoër hoogtes toe kan gaan. Amen. Want jy kan nie gebeur wanneer jy die Here begin loof op kruis en hom dankie sê. Ek was praat gestaan met 'n vrou. En sy vertel my van haar dogter en al die dergelike dinge en ek sê vir haar, het jy al vir die Here gepraat? Het jy al vir haar gevra vir die Here 'n brief te skryf en hom dankie te sê vir wat sy het? Ons vergeet daai. Maar ons wil mou, ons wil kroon, ons wil sleg sê, maar ons vergeet om God te dank. Maar net om hier te sit is 'n wonderwerk. Julle sal nie glo nie, en elke oggend met my dagstukkie kom ek agter, dank ek die Here vir nog asemteug. Elke dag. Wat is 'n wonderwerk in my lewe? Dis daardie klein wonderwerkies wat vir my die awesomeste is. Amen. En wanneer dit daai awesomeste is, wil ek vandag vir julle sê, dit is wanneer die Here opgewonde raak, want hy sê, ek sien, jy sien dit raak. Dis hoekom hy sê, jy moet geloof hê soos 'n mosterdsaad. Nie soos 'n boom. Want jy moet dit kan raak sien. En hoe klein is 'n mosterdsaad? Jy het amper 'n vergrootglas nodig om dit raak te sien. Dis wat hy wil hê, ek jy moet raak sien met sy wonderwerke. Nie net hierdie groot goed. Nie net daai gedeelte, hierdie man staan op en hy loop nie, hierdie ou se bene groei nie en daai, nee. Dit wat hy vir jou gee, om jou oë oop te maak, om asem te haal, om net te kan sê, halleluja. Amen. Here, dankie dat my voete van die bed af kan sit. Dis al wat jy moet. Daarom sê, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, maar jy moet hom dank in sy naam. Nie jou eie naam. In sy naam. Dis die mooiste naam van alle name. Die mooiste naam. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maar Vader, met die naam van alle name, Jesus Christus. Amen. Is dit nie 'n mooi naam nie? Jesus Christus. Ek moet dit soms skryf. Jesus Christus, en nou ek wil asseblief. Jesus Christus. Kom ek jy dank hom vandag. Dank hom vir jou omstandighede. Sê hom dankie. Nie mou oor jou omstandighede nie, bedank hom. Sê dankie vir dit. Weet jy hoekom? It's going to pick you up. It's going to lift you up. It will take you to higher places. En as jy jou gevat het om Willem en jy het nou al die geld gekry en die leef met my. Ek wil nie soos Christine wees wat jy hy kar aan my wil saai. Maar dit is wat God wil hê ek en jy moet doen. Hy wil hê ek en jy moet in daardie tyd ingaan, in hierdie omstandighede wat ons is, dieselfde met die inbrekery. As ek en jou hier gekom het en ek het op en af gespring en te kere gegaan, wat sou ek gedoen het? Ek sou het vererger het. Ek sou meer deure oopgemaak het. Iemand sê vir haar nou oor die week, ek dink dit is in die week, sê iemand vir haar, sy wys dit vir my, die persoon sê vir haar, wat jy nou? Julie, hy sê vir haar, Julie, moenie iets aanvaar nie, want jy maak geestelike deure, wat vensters en deure oop vir die vyand. En dit is wat ek en jy doen. Ons maak daai deure oop, as ons hom nie dankie, as ons net die hele tyd kla. En dank hom Here vir hierdie omstandighede, want wanneer jy hom kan dank, dit is wanneer hy vir jou openbaring kennis gee, dit is wanneer hy jou wil uitlig uit hierdie omstandighede, en ek sê vir jou, kom ek vat jou nou 'n stapie hoër, want jy het geslaag waar jy nou is. Dis wat hy wil hê. Maar die belangrikste, bedank hom, sê dankie in sy naam. Want hy sê toch vir Johannes 14, hy sê, ek dink is 14, dat hy sê, hoe sê hy, ek is die weg en die waarheid, niemand kom na my Vader, behalwe deur my nie. So hoe gaan jy by sy Vader uitkom?
om te bid vir Jesus Christus, sy seun. Sê vir hom dankie. Die laaste teks. En aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Wie van ek en jy is Gods vrees nie? Hierdie goed, wat in ons lewens gebeur, is toetse wat ons gebeur. En wanneer jy hierdie toets geslaag het en jy begin in God se vrees te wandel, is daar nie meer 'n vrees vir die wêreld nie. Is daar nie meer 'n vrees vir die mens nie. Want die vrees van God oorheers dit. Want die vrees van God verdryf dit. Want die vrees van God laat jou opstaan as 'n warrior. En wanneer jy opstaan as 'n warrior, dit is wanneer jy in sy wil in begin beweeg en sy oorwinning vat wat hy vir jou gegee het in sy naam. Nie jou eie naam nie, want jy kan nie die oorwinning by jouself bewerkstellig nie. Maar God wil hê jy moet in sy wil staan. God wil hê jy moet in sy wil in beweeg. God wil hê jy moet sy naam groot maak. Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Karabashaba. Halleluja Jesus. Dankie Jesus. Ja, Jesus. Here, ek wil U loof, ek wil U prys. Kan ek bietjie net aanbidding kry? En ek wil hê jy moet net daar waar jy sit. Ek wil hê jy moet dink aan Efesiërs 5. En ek wil hê jy moet gaan kyk wat hy vir jou sê. En hy sê vir jou, ja, hy sê ontwaak, jy wat slaap. Sê Here, vergewe my om ek slaap. Vergewe my Here dat ek in die dood in beweeg het. Maar U is nie meer die dood, Here. U is die lewe. U is die weg, U is die waarheid. Daarom wil ek saam met U beweeg, Here. Daarom wil ek U naam groot maak, Here. Halleluja, Jesus. Halleluja, Karabashi, Torobabatiana. Eldoros Satoriana. Halleluja, Rabaki, Eldorobasi, Torobashakatariana. Here, help ons om hierdie tyd uit te koop. Asseblief, Koning. Asseblief, Here. Here, want ek wil in U wil opstaan, Here. Here, wat ek weet, Here, hierdie ding gaan alles oor wat gebeur met ons in ons lewens, Here. Dit gaan oor alles wat weggevat raak van ons af, Here. Maar Here, wanneer U beplan dalk dit, Here, want U vir ons iets beters. U wil ons na hoër hoogtes toe vat. U skuif goed uit ons lewens uit, Here, sodat U ons kan verwyskyk. Want daar is obstakels, daar's dinge wat ons keer. Want ons hou vas aan dit, Here. Want Here, as ek lees wat hy sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan in die dode op. Here, is net so goed, ons hou die verlede, ons loop met die verlede, ons wil nie dit los nie, Here. Ons het 'n toekoms saam met U. Daarom het U gesê, Here, daai selfe tek, en Christus sal oor my skyn. Want Here, as ek daar opstaan by Koning, dan weet ek, Here, die lig van God is in my, die lig van God skyn deur my. Here, en die wêreld sal sien wie in my leef, Here. O my Vader, ek dink ons elkeen het iets op te bely.
Ons elkeen het vir ons deure oopgemaak in ons lewens. Ons elkeen het gesê, ek wil terugskyk na daardie doodslaap toe. Want iets is dan so lekker, wil jy opstaan nie. En die Here sê, staan stil, wees net stil. Hy sê, wees net stil en weet ek is jou God. Maar hoekom sê hy so? Want hy wil met jou gesels. Hy wil jou uithaal uit daardie gedeeltes van jou lewe uit, wat moet weggeskryf raak. Hy wil jou restoreer. Hy wil herstel wat geherstel moet raak. Halleluja. O Here, maar die mooiste wat wil vir my sê, Here, is hy. Spreek onder mekaar. Psalms en lofgesange, Here. Geestelike liedere, sing het in ons hart, psalms sing in ons hart, ter ere van U, Here. Laat ons jubel, laat ons juig in U naam, Here. Dat ons sal weet, dit is U wat met ons praat, Koning. Here, is dit nie wat met die verlore seun moes gebeur het nie? Ons eie wysheid, en die woord sê hierso, Here, hy sê, onverstandig, want ek weet, ek kan en ek gaan en ek sal en ek wil. Here, en wanneer hierdie verlore seun weggegaan het, Here, het soos hy verder gesê, moenie dronk raak van wyn nie. Daarin kom ons losbandigheid en jy verloor alles. Dis wat met hom gebeur het, Here. Maar Vader, ek wil nie soos hy wees nie. Ek wil verstandig wees, Here. En ek wil nie losbandig wees, Here. Ek wil in U wil wees, want die woord sê ook, Here, dit is die wil van God. Hy sê dit vir ons. Hy sê in vers 17, Here, maar verstaan wat die wil van die Here is. En wat die Here ons in daardie wil kan inbeweeg, Here. Halleluja, rabasharab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 
Here, help ons dat ons lewens georganiseerd kan kry in die naam van Jesus. Want as dit nie georganiseerd is dieselfde as losbandig, Here. Want jy vat 'n bietjie hier en jy vat 'n bietjie daar, jy vat 'n bietjie so en jy vat 'n bietjie so. Maar daar's niks in lyn met God nie. Help ons om dit te doen. Help hierdie gemeente FJ Shaw Ministries, Here, om so in u lyn te kan wees, in u wil te kan wees, Here. Help ons, Here, dat ons vir mekaar die psalmsange gaan doen, Here, die lofliede gaan sing, Here. O, Here, dat ons dit in ons gedagtes sal sing, dat ons dit vir mekaar gaan sing, dat ons mekaar kan ondersteun en opbeer. Asseblief, Koning. Maar weer eens het u gewys, as ons in u wil is daar altyd 'n uitweg. En daai weg is die weg van Jesus. En dit is 'n weg, Here, wat net ons kan stap met u. Wanneer u ons vat aan die hand. En wanneer u ons vat aan die hand, Here, lei u ons en nie onsself. Halleluja, Jesus. Dankie, Koning. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. As daar enigiemand is wat iets by die Here ontvang het al vandag, terwyl jy buitekant gebid het, terwyl ons hier gebid het, terwyl jy daar sit, wees vry, spreek het vir ons. Bring daai woord vir ons. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.
Halleluja, Jesus. As het so awesome tyd gehad, Here, maandag aand by Encounter. Hy woord was so awesome geweest. Asseblief, Jesus. Spreek met ons, Here, spreek met ons. Asseblief, Here. We need it, we need it, we need it, Lord. Ons het dit nodig. Halleluja. Iemand het woord nie? Halleluja. Amen. En amen. Ek moet binnen sissie. Ek weet julle weet. Dit is altyd die eer en die voorrecht om in God se wil te wees. Amen. My gebed is vir elkeen van ons om daar te bly. Amen. En nie uit sy wilheid te beweeg. Want om in sy wil te wees, bly maar die beste. Amen. Want as sy hand oor jou is, sy beskermde hand, sy genesende hand, is awesome. Is awesome. Ons nou eendag in die week, Joey, Engel, wanneer was dit gewees waar ek in die bidkamer uitkom, toe ek, wat was in die bidkamer besig? Terwyl ek in die bidkamer besig is, in die gees van God begin leer. En ek gesit by my tafel, dat ek saam met Christie vir die boeke kan doen. En as ek vir Christie iets moet sê, dan praat ek met taal. Ek kon nie met haar praat, ek kan nie, as ek vir lees van die papier daarvan, lees ek in die taal. Sy sê ek my, opa, don't worry, just finish with Jesus, just finish with Jesus. Then we can do the work. Seker nog so vir 10-15 minute. Dis daai wil van God wat ek in my lewe wil hê. Want in daai wil van God, as jy hom kan inbeweeg, jy wil nie uitkom. Jy weet, is amper soos hy lekker slaap. Jy wil nie opstaan hy oggend doen. Kyk, as ek dan net klaar gebid het, en dan klim ek terug in die bed, dan draai ek so op my linker sy. Papa, dan gooi ek op. Dan gooi ek op, dat ek 7:30 in die oggend moet wakker gebel raak. Joey begin al van 7 uur, as sy nie by my huisie begin sy al 7 uur te bel. Julie bel al 7:30 en sê, maar hoor ek het nog niks van jou gehoor, liefie. En slaap ek lekker. Want ek het in die gees van God ingeskryf, om te kan slaap. Mag julle geseënd wees in die naam van Koning Jesus. Amen en amen. Is daar nie 'n lekker worship song wat ons kan sing?